hoor, elke keer as hy van stroom verander. En dan 'n ander probleem is, by ons plugs kry ons wisselstroom, maar my tablet soek gelykstroom. So jy kort 'n gelykrichter, iets wat die wisselstroom verander na gelykstroom toe. So dit kan soos hierdie boksie wees by my charger. Maar hulle wees al partykeer sit hulle sommer binne in die plugs ook, gelykrigters. Anyway, so dis great, want dan is die stroom nog steeds in een rigting, maar die potensiaal verskil. So jy kan sien daar die stroom wil ek sê is 'n groote wissel. Die stroom se grootte wissel steeds, maar hy beweeg daarom in dieselfde rigting en dan kan my tablet of my foon of my wat ook al inneem, want hy's in een rigting. So daar kan jy sien as 'n stroom gelykgerig is. Nou wil ek weet, hoeveel golwe is hier in hierdie patroon? In daai patroon, hoeveel volledige golwe is daar? Ja, 2. Want daar is 1, want dit het eintlik oorspronklik gegaan 1, 2 en hy's gelykgerig, so daar is eintlik 2 golwe, nie 4 golwe nie. Okay, en ons sê die stroom is gelykgerig, gelykgetrek. Okay, goed, so, nou gaan ons na die motoreffek. Dit is die een gedeelte van jou graad 12 werk, is die motoreffek. Ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik. Dit sê daar, in 1821 het Michael Faraday bewys dat 'n stroomdraande geleier 'n krag sal ervaar wanneer dit in 'n permanente magnetiese veld geplaas word. En dit is wat ek gedoen het met julle, met daai wat gehang het en die groen draadjie wat so omgegaan het en toe sit ek 'n magneetveld so en toe stoot hy die draadjie so weg, onthou jy? So dit is wat Michael Faraday ontdek het. Hy het gesê as jy 'n stroomdraande geleier binne permanente magnetiese veld plaas, sal dit 'n krag ervaar. En dit is wat ons gebruik in ammeters en voltmeters en ook in die elektriese motor. En waar gebruik jy 'n elektriese motor? In alles. Is daaromtrent die elektriese motor. Jou waier, jou verhitter, jou motor, jou fan van wat binne in die projektor is, enigiets wat draai of moet beweeg of moet afkoel, enigiets het nie 'n elektriese motorkie. Okay, en dit word genoem die motoriese effek of die motoreffek. So, hierso onder is die definisie van wat is die motoreffek. Dit is wanneer 'n stroomdraande geleier in 'n permanente magnetiese veld geplaas word. Asseblief highlight Ardo, skryf iets, maak kolletjies, ek gee nie om nie. In 'n permanente magneetveld geplaas word, dan sal dit 'n krag ervaar en dit is waar ek vir jou in daai eksperimente dag jou linkerhand laat uithaal het. Onthou jy die linkerhand? Jy skiet en dan sit jy jou middelvinger so teen 90 grade. Almal doen dit gou weer, jou linkerhand. Jou duim is die krag, want dit is jou sterkste vinger. Jou wysvinger wys suid en jou middelvinger is die rigting van die stroom, elektriese stroom. Wat is die rigting van stroom? Van positief na negatief. So jou vinger wys na die negatiewe kant toe. Hoekom? Want dit is jou vinger en dis 'n negatiewe vinger, so hy wys negatief. Sjap? Okay. Goed, so dit sê daar, die krag wat die geleier ervaar word veroorsaak deur die interaksie, so die krag word veroorsaak deur die interaksie van die permanente magneetveld en die magneetveld rondom die geleier. So albei magneetvelde interak met mekaar. Hoekom? Want jy weet as jy twee magnete naby aan mekaar bring, dan trek dit mekaar aan of stoot mekaar af. Wanneer die velde parallel is met mekaar, die twee magneetvelde, dan is daar baie min interaksie en dan sal daar geen krag in die spoel wees nie. Wat die hel is die spoel? Die spoel is die ding wat moet draai. Soos in jou boor, in die handboor, so 'n punt daarvoor wat moet draai, dit word die spoel genoem. Okay? Wanneer die velde loodreg met mekaar is, dan is daar maksimum interaksie en dis maksimum krag. Okay, nou juffrou, jy gaan nou so vinnig daardeur asof ons hierdie al weet. Jy weet al hierdie. Jy kan dit net nie onthou nie. Onthou jy in graad 11 het jy hierdie formule gedoen. Does it ring a bell? Jy het daai formule gedoen. Waaroor gaan hierdie formule nou weer? Hierdie B staan vir die sterkte van die magnetiese veld, permanente veld in Tesla.
A staan vir die area waar hierdie twee kragte mekaar beïnvloed en cos of theta is die hoekie tussen hulle en eintlik tussen die normaal en die magneetveld. Okay, en toe het jy gehad, as dit cos 90 is, dan was hierdie gewees 0. En as dit cos 0 was daai gewees, of is cos 0 is 1, en dan was dit 'n maksimum gewees. Okay, laas jaar het jy gekyk na, as jy hom so draai, hoe gaan hierdie interaksie verander, en as jy daar is dit 'n maksimum, en hier is dit 'n minimum. Okay, dis wat jy laas jaar gedoen het, en toe van daar af het jy gegaan na hierdie formule, om die EMK uit te werk, het jy gesê die EMK, die grootte van die volts wat geproduseer word, as jy die twee goeders draai met mekaar, het te doen met hoe vinnig jy dit, die interaksie, verskil in die interaksie is, die hoeveelheid windings wat jy het, en hoe vinnig jy dit draai. Ja? Ok, nou, gelukkig vir jou, doen jy glad nie die twee formules in matriek nie. Glad nie, hoef nie daar somme te doen nie, jy moet net dit kan interpreteer, sê goed, as die spoel so gedraai is, dan gaan daar interaksie wees, dan gaan daar volts gegenereer word, as hy so gedraai is, dan gaan dit nie wees nie. Ok, so dit is wat jy met hierdie jaar kan doen. Dan, ons gebruik hierdie linkerhand motorreël, as ons by eenvoudige gelykstroom motors is, en daarin word elektriese energie omgeskakel word na meganiese energie. Wat is elektriese energie? As jy begin met elektrisiteit, wat is meganiese energie? Beweging. Ok, so, ek kom net hier so, elektriese energie is as jy met elektrisiteit begin, en meganiese energie is die som van potensiële en kinetiese energie. So, jy begin met elektrisiteit, en dan begin jou boor te draai. Jy begin met elektrisiteit, en dan begin jou motor te beweeg. Ok, en ons gaan Fleming se linkerhandreël gebruik, om uit te figure in watter rigting is die krag. Fleming se linkerhandreël, en ek het hom nou al 2 keer met jou bietjie gehanteer, maar kom ons pas hom gou toe, kom ons oefen hom gou vinnig. Ok, so, wat is hier so het, is hier so is 'n permanente magneet, so daai noord en suid, daai U-vormige magneet, hier so is hy, daar, hier so is jou draadjie, en wat se rigting gaan die stroom in hierdie draadjie? Dink gou, die stroom. Kruisie beteken hy gaan weg van jou, so gaan in die blasse in. Ok, so kom ons imagine gou, ignoreer daai veldlyn, ignoreer hierdie veldlyn. Jy het 'n magneet, en jy het 'n draadjie, en jy sit hom binne-in. Jy weet my? En nou is die vraag, waartoe gaan daai draadjie? Gaan die draadjie opgestoot word, afgestoot word? Hoekom gaan hy gestoot word? Want hierdie magneetveld en hierdie magneetveld stoot of trek mekaar af of aan. Sê sit hom in. Nou ek weet dit wys dit klaar. Kom ons dink gou of ons dit kan doen. So, ek sal begin met my noord-suid. Want my vinger wys suid. Dan, my middelvinger is my stroom. My stroom gaan waartoe? Binne die bladsy. Stroom binne die bladsy. My wysvinger wys suid. Stoot my duim uit. My duim is skeef, maar duim wys af. So hierdie draadjie gaan afgestoot word en dan gaan dit weer so gedraai word. Is julle met my? Dit is die wat? Dit is die motoreffek. Die motoreffek. Ok, goed. Nou, wat moet jy alles ken van die elektriese motor? Alles wat hier is op bladsy 5. Juffrou, is dit die besigheidstudies of wat? Soos hoekom is dit so baie geskryf? Kom ons gaan gou hier deur en dan sal jy verstaan wat jy moet weet. Nommer 1 is jy moet die definisie weet van 'n elektriese motortjie. Wat gebeur in 'n elektriese motortjie? Dit is 'n toestel waar elektriese energie omgeskakel word in meganiese energie. Not too difficult. Okay? Nou jy kan sien daar, ek het nie gehighlight eenvoudige gelykstroom motor nie, want hierdie wil ek in hakies sit. Want dit gaan nie noodwendig altyd 'n gelykstroom motor wees nie. Dit kan baie keer ook 'n wisselstroom motor wees en ons gaan nog daarby kom. Ok, maar wat maak 'n motor so spesiaal? Is jy alright, NW? Ok dan. Wat maak 'n motortjie so spesiaal is sy waaruit hy bestaan. Ok, so kom ons kyk gou hier in die prentjie langsaan. Hierso is die twee permanente magnete. Nou, hoekom is hulle so konkaaf, noem ons hulle, hoekom is hulle so ingevou, sodat hulle meer kontak maak, want, oepsie, as hulle net hier is, dan is die magneetveld net so.
Maar as hulle so is, dan is daar 'n magneetveld daar en 'n magneetveld daar ook. So hulle maak baie meer kontak, die interaksie is meer, ek gaan meer krag op hom uitlewer. So hulle is konkaaf magnete. Dan wat ons hierso het, is die eksterne stroombaan. Hoekom moet ons begin met 'n stroombaan? Want ons wil graag 'n elektriese motor hê, so ek moet begin met elektrisiteit. Okay, so hierdie is crucial, die feit dat jy met 'n stroombaan begin. Dan hierso het jy sulke borseltjies, noem ons hulle. Ek gaan nou daardeur gaan. Dan hierso het ek hierso het ek 'n split ring kommutator. 'n Split ring kommutator. Dink gou, daar's 'n ring, 'n sirkel wat gesplit is. Okay? Kommutator is, hy is die deel wat interaksie maak wat daar raak en daar raak en daar raak en daar raak en hy verander die rigting, sal nou vir julle wys. So 'n split ring kommutator, dis wat hom special maak. Dan hierso is jou spoel, jou winding, jou draadjie wat jy het. Jy kan nog draadjies later bysit en dis hoekom in daai handboor wat ek julle gewys het, was daar so baie draadjies gewees, onthou julle? Nou nie, julle op. Okay, dan gaan hierdie ding omstuur. So ek wil hê jy moet weer sien, hierso is die twee konkaaf magnete en dan hierso is die draadjies wat so gedraai is. Okay? En dan het ons hierso 'n kommutator wat gesplit is, 'n split ring kommutator. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien hy het baie splete. Okay, maar ek sal vir julle 'n video daaroor wys oor hoekom doen hulle dit so. Okay, jy kan kyk en dan aanstuur. So, ek gaan net gou weer hierso gaan. Ons het ons konkaaf magnete, ons eksterne stroombaan, ons elektrisiteit, ons borsels, ons split ring kommutator, ons spoel en dan hierso daai stippellyn is die skag. Okay, so dit is so 'n lang ding wat gaan draai, wat jou boorsepunt gaan draai. Okay, nou jy moet hierdie goeders ken, permanente magnete of elektromagnete, geïsoleerde geleier, splitring kommutator, borsels en geïsoleerde skag. Jy moet daai goed ken, hulle name en hulle funksies. Funksies. Wat hulle doen, hoekom is hulle daar, hoekom is hulle belangrik? Okay. Permanente magnete, hoekom? Want hulle voorsien 'n vaste magnetiese veld. Geïsoleerde geleier, wat doen dit? Wat die roterende anker van die motor vorm, so dis daai ene. Hy draai, hy maak dat die hele ding draai. Die split, of hy is die ding wat draai, die split ring kommutator, wat bestaan uit twee afsonderlike kopersegmente op 'n geïsoleerde silinder, wat verantwoordelik is vir die omskakeling van die stroom na elke halfrotasie. Daar is crucial dat jy daai highlight en luister. Wat is die doel van die splitring kommutator? Hy is verantwoordelik vir die omskakeling van die stroom na elke halfrotasie. Maar juffrou, omskakeling van die stroom, dit klink soos wisselstroom en hierso praat ons eintlik van gelykstroom. Ek gaan nou vir jou wys en verduidelik en dan gaan jy verstaan. En dan of ek sê vir jou of twee sleepringe. Ek gaan dit dalk aan die einde van hierdie les, dalk in die volgende les, gaan ek vir jou wys die of deel. Okay, maar vir nou is ons by 'n splitring kommutator en dan het ons die geïsoleerde skag wat saam met die anker draai. Okay, nou hoe werk hierdie hele ding? En dit is wat hieronder aangaan. Dus hoe werk hy? Aandag asseblief. Kan die volgende leerders asseblief dadelik kantoor toe kom? Can the following learners please come to the office immediately? Naledi Bolosa, Nicholas Carter, Chantal Everson, Dylan Kirsten, Sampiwe Mohanu, Hamza Musa, Muleko Tupedi, Belinda Williams, Crescenta Olifant en Dylan van Rooyen. Kom asseblief dadelik kantoor toe, ek gaan die name weer lees. Dis alles graad 12 leerders, Lady, Nicholas, Chantal Everson, Dylan Kirsten, Sampiwe Mohanu, Hamza Musa, Muleko Tupedi, Belinda Williams, Crescenta Olifant en Dylan van Rooyen. Kom dadelik kantoor toe asseblief. Kyk, goed. Nou,
Hoe werk hierdie ding? Jy kan of nou mooi gaan lees, of ons gaan dit nou saam probeer uitfigure. So, haal jou linkerhand uit. Sharp. Nee, jou gangster sign is uit. Right. Nou, stroombaan, sluit ons. Stroomvloei van positief na negatief, positief na negatief. Okay. En ons wil nou weet in watter rigting gaan hierdie ding draai. Gaan hy kloksgewys draai of gaan hy anti-kloksgewys draai? Nou, dit is 'n bietjie van 'n moeilike vraag as jy net so daarna kyk, want as dit kloksgewys draai, gaan segment of gedeelte AB opgaan en CD afgaan. Sê jy met my? So jy moet na 'n gedeelte kyk. Jy moet sê ek kies gedeelte AB of ek kies gedeelte CD. Dan nou moet kies AB. Ja. Okay. En AB die stroom gaan so. Sorry, ek wil net gou sê hoor. Hierdie borseltjies, hoekom is hulle daar om die hele tyd kontak te behou? Okay, as dit net 'n draadjie is, 'n draadjie kan ons maklik buig of fling of wat ook al. So die borsels is net daar om die kontak te behou tussen die draadjie en die segmente. Okay, goed. So ons is hier. Die stroom gaan in daai rigting, middelvinger is stroom, die stroom gaan in daai rigting. Wysvinger is suid, suid is daar, duim kom uit, duim wys die rigting van die krag, so AB gaan afgedraai word. Is julle met my? So AB draai af, CD draai op. Okay. Julle is met my? Is ek verkeerd? Okay. Haal jy jou vinger uit? Okay, kom ons begin by suid. Point suid. Pieter, doen jy dit? Dit lyk super easy as ek dit doen. Totdat jy jou eie vingers moet uithaal in eksamen, dan het jou hande jou nog nooit so teleurgestel nie. Okay. Suid. Jou middelvinger wys in die rigting van die stroomvloei nou weer van positief na negatief. Positief na negatief. So jou middelvinger moet van A na B wys. Die duim gaan af onder toe. Nee. Yes. Jou vinger met ander kant te wys. Ou jou vinger met suid wys. Jou wysvinger met suid wys. So ek sê regtig erg, dit lyk super easy totdat jy dit nou uithaal. Dan sê jy soos wat doen jy nou? Okay. So. Hier is die een hoofstuk in die eksamen wat jy moet volpunte kry, want hy is so maklik. Soos hulle gaan vra in watter rigting gaan hy? Af of op, noord of suid? Wat ook al. Okay. Goed. So, hierdie gedeelte gaan nou af, hierdie gedeelte gaan nou op. Toe. Dan kom ons op 'n punt waar hierdie segment so gedraai is dat hier is my borsel, dan raak hy so en hy raak so. So hy raak daai kant en hy raak daai kant. Wat gebeur dan? As hy aan albei kante raak? Short circuit. So daar's 'n oomblik waar die stroom net hier is en nie deur die segment gaan nie. Maar dit is fyn, dis wat ons wil hê, want dan is die skag of die loopy loop. Oei, en daai is baie lelik. Dan is die loopy loop so, dan is die magneetvelde parallel met mekaar, geen interaksie. So daar is nie 'n krag nie. Maar wat gaan nou maak dat hy actually draai is momentum. So hy was hier, hy word gestoot, hy word gedraai, hy's hier en momentum wat hom oor aan die ander kant. Okay, so dan lê ons nou, ek wil net gaan my prentjie gaan teken, ons het noord, ons het suid, en dan het ek my spoel hierso, en ek wil hê julle moet vir my fokus nou. Nou lê ons C, D, B, A. So kyk gou, ons was gewees, A, B, C, D. Hy het nou helemaal ander kant toe gedraai, so nou lê jou C, D, B, A. Is julle met my? So daarbo hy was so, hy het omgedraai, nou lê hy so. Yes? Ek gaan nou inzoom daai kant. So ons het gehad, die stroom het in daai rigting gegaan,
en hy was afgedruk. Nou, moet ons hierso kyk. Hierdie ding gaan nou deur die splittering kommutators en hy gaan deur die borseltjies en dan gaan hy by die battery en by die battery het ons gehad positief en negatief so, né? Die positief was ons aan die linkerkant. Julle met my. Wat is die positief aan die linkerkant nog hoor? Is ek reg? Okay. So nou wil ek weet, ons is nou nog by gedeelte BAAB. In watter rigting gaan hy nou gaan? Okay. So haal die vingers uit. Met jou ander hand. Stoets gou. Positief na negatief. Ek kyk in hierdie gedeelte. So in hierdie gedeelte gaan die stroom van B na A. So met my. Daar is die stroom. Jou middelvinger gaan suid. Die duim gaan op. Do you see that? So waartoe gaan daai gedeelte opgaan? Maak dit sin? Dit doen wat op bo het hy afgegaan en hier gaan hy op en dan gaan hy af en dan gaan hy op en dan gaan hy so in die ronde. As julle weet wat? Okay, so hierso het hy gegaan, ons het gesê die stroom het in daai rigting gegaan. En nou gaan hy op beweeg. Okay, so het jy dit daar geteken? Hierso, daar het ons gekyk na daai gedeelte en hy het afbeweeg. Hier kyk ons na hierdie gedeelte en hy gaan op. En dit is wat hulle vir jou hierso verduidelik alles. Okay. So, jy kan nou hele gedeelte lees of jy kan net verstaan het wat ek nou net vir jou gesê het. Ek het julle nog een ding gesê, jy moet altyd na gedeelte kyk. Okay. Kan julle sien? Can you see? Belangrik. Hierso het die stroom gegaan van A na B. En hierso gaan die stroom van B na A. En dis wat ek nou vir jou gesê het, julle moet luister. Dis wat ek nou vir jou gesê het. Wat doen die splittering kommutator? Hy maak dat die stroom na elke halfrotasie omskakel. So in die eerste halfrotasie het die stroom in daai rigting gegaan vir gedeelte AB en die ander ene het hy vir AB in hierdie rigting gegaan. Is julle met my? Okay, hoe kan jy 'n elektriese motor vinniger maak of sterker maak? Hoe kry jy 'n beter boortjie? Deur meer spoele in te sit. Jy kan teen 'n kleiner hoekies hulle mekaar buig om 'n silindriese kern te maak. Jy kan sterker elektromagnete gebruik of sterker magnete gebruik en jy kan 'n groter stroom gebruik. So meer draadjies, groter magnete, groter stroom. Okay, is julle met my? Wat noem ons hierdie ding? Elektriese motor. Okay. Sorry, ek wil net gou vinnig kyk. Hoe laat lei die klok? Die klok lei 10 voor. Nee, hy lei definitief nie nou nie. Okay. Goed, kom ons gaan na bladsy 13. Bladsy 13. Sê dit. Die eenvoudige diagram van die elektriese motor word hieronder getoon. Okay, so daar sien jy die prentjie wat ons nou net gehad het. Wanneer die skakelaar gesluit word, roteer spoel ABC hoe? Kloksgewys, antikloksgewys, bla 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 bla. So, hier wil ek hê jy moet gou jou linkerhand uithaal. En jy moet gou uitfigure in watter rigting gaan hy.
Kijk, zie ik je vingers uitgehaal? Het jy? Jy praat bolos. So, jy het jou vinger uitgehaal, jy moet 'n gedeelte kies. So, ek dink meeste van julle het gedeelte A, B. Stroom begin hier positief. So, ek gaan van A na B, daar gaan middelvinger. Jou wysvinger wys suid, stroom my duim uit. Duim wys af onder toe, so hy gaan onder toe en nou aandraai, so hy gaan anti-klops gewys. Okay. Volgende ene, vra hulle vir jou. Watter een van die volgende veranderinge aan die ontwerp van 'n wisselstroom generator sal sy maksimum EMK verhoog? Okay, ene wag. Ons het nog nie 'n generator gedoen nie, maar kom ons kyk gou of ons dit kan beantwoord van wat ons weet van 'n motortjie. Verander die polariteite van die magnete. Dit gaan dalk net jou stroom anders ommaak, maar gaan hom sterker maak nie. Gebruik groter sleepringe, jy het geen idee wat dit is nie. Gebruik groter borsels, dit maak net meer kontak. Vermeerder die aantal windings. Yes. Okay, volgende ene. Telle. Die kruis in die diagram hieronder stel 'n geleier voor wat konvensionele stroom in die bladsy indra in 'n uniforme veld tussen twee staafmagnete. Die geleier is tussen die noord en die suidpool van die magnete geplaas soos getoon. In watter een van die rigtings sal hierdie geleier 'n krag ervaar? Kyk, so almal haal jou linkerhandjie uit. Dian, ek hoor jou, maar laat hulle dit uitfigure vir hulle self. Juffrou, hulle het vir my gesê wat dit was. Nee, maar ek het dit self gedoen. Ja, dat was enthousiasme, maar met die verkeerde vinger. Middelvinger is stroom. In jou bladsy, wys dit in jou bladsy in. Vat jou, nee, ander vinger. Nee, ander vinger. Switch jou vingers. There we go. Ons niemand wys 'n gun so nie, hoor. Jy wys so. Jy moet so. Charles, ek het jou nog nie sien jou hand uithaal nie. In watter rigting gaan dit? Charles? In die bladsy in, hulle sê, stroom in die bladsy in. Vra my in watter rigting gaan die stroom? Okay, volgende ene, vraag 4. 'n reghoekige stroomdraande spoel PQRS word in die uniforme magneetveld geplaas met sy vlak parallel aan die veld soos hieronder getoon. Die pyltjies, ek spy nou by jou, die pyltjies dui die rigting van die konvensionele stroom aan. Die spoel sal wat? Haal jou vingers uit. Kyk, ja? Juffrou, sy het 'n kort hol by die juffrou. Hoekom? In watter rigting gaan die stroom? In die bladsy.
Kyk, so kom ons kyk gou, hulle wys vir jou in watter rigting draai jy. Daar gaan jou middelvinger draai wys suid, jou duim wys af so tjoeke om en hy gaan antiklok so wys. Volgende ene, ek wil net gekyk. Alright, hulle sê vir jou, in die skets hieronder word 'n geleier wat konvensionele stroom dra in 'n magnetveld geplaas. Watter een van die volgende beskryf die rigting van die magnetiese krag wat deur die geleier ondervind word die beste? Parallel, teenoorgestelde rigting, bladsy. Okay, go, vingers uit. En julle almal sê op een slag en julle sê A, B, C of D, julle sê? D. Dankie. Wat sê jy? Ek gaan nou, asseblief sê, doen gou vir my nommer 6. Kijk, sê in die diagram hieronder dra geleier wat tussen twee magnete lê, stroom wat uit die bladsy uitkom. So middelvinger kom uit die bladsy, jou wysvinger wys suid en jou duim uit die bladsy, jou duim wys op, so hy gaan na I toe gaan. Okay, daai gaan nie werk nie. Sê weer? Nee, iemand het nie in die klas gesê. Ek wil net gou vinnig kyk. Doen vir my nommer die 18. Nommer 10. En weer. Nee. Jy het geen hande nodig vir hierdie nie. Waar sal daar 'n krag wees? Watter twee gedeeltes sal 'n krag ervaar? Ja. So, waar trek ons? Wat is die antwoord? C. Okay, is dit nou die laaste bladsy gewees? Ja. Okay, goed. Dan graad 12 is ons nou by die volgende gedeelte.
Okay? So ons het gehad nou die motoreffek. Wat is die motoreffek? So as jy begin met elektrisiteit, jy sit die draadjie in 'n magneetveld en dan begin dit beweeg. Nou gaan ons die opposite doen. Okay? Nou gaan ons doen of bespreek wat gebeur in 'n generator. Generator begin jy met beweging tussen twee magneetvelde en dan genereer dit vir jou elektrisiteit. Okay. Nou die basiese konsep daarvan is die elektromagnetiese induksie. Elektromagnetiese induksie, wat is dit? Dit het jy laas jaar ook gedoen. Dit is wanneer 'n geleier relatief tot 'n magneetveld beweeg word. Jy het 'n draadjie en 'n magneet en jy beweeg dit relatief tot mekaar. Dan word 'n EMK geïnduseer. Volts word gemaak wat lei tot 'n elektriese stroom. Onthou julle, ek het dit laas jaar vir julle gewys met 'n solenoïd en 'n magneet en ons het dit beweeg relatief tot mekaar. Ons het en ek het gesê julle moenie giggel nie want dit kan lelik lyk. Ek het, want julle het gegiggel. Okay. Hierdie is wat ons het in 'n generator en in 'n transformer byvoorbeeld. En hoe kan jy hierdie generator sterker maak, 'n groter volts kry? As jy kan vinniger dit laat beweeg, jy kan sterker magnete gebruik of jy kan meer windings of draaie hê. Okay. En dan is dit nou super belangrik wat ek hier vir julle wil wys, is as daar geen beweging is relatief tot die solenoïd en die permanente magneet nie, dan is daar geen stroom nie. As jy dit byvoorbeeld indruk, dan gaan daar 'n stroom gegenereer word en as jy dit uittrek, dan gaan daar ook 'n stroom gegenereer word, maar in die teenoorgestelde rigting. Is julle met my? Okay, en daarom praat ons van wisselstroom. Ek het nog laas jaar MW, jy pla my. Ja. Jy praat onderlangs. Is jy verbaas? Kom jy agter jy praat? Soos weet jy praat. Ja, shush. Okay. Goed. So, as jy hom indruk, word daar stroom in die een rigting gegenereer en as jy hom uittrek, word stroom in die ander rigting gegenereer. Die rigting van die stroom word bepaal in die rigting van die magneet wat jy het. Okay, so hier druk ek nou 'n noord in, maar as ek 'n suid indruk, gaan die stroom in daardie rigting gaan. Okay, so dit hang af van die rigting van die magneet. Dan het ek laas jaar vir gesê, as jy 'n noord hier indruk, dan hier binne in die solenoïd maak dit dan 'n noordpool aan daai kant. Onthou jy dit? Want ek het gesê soos 'n girl, as jy te naby kom, dan stoot jy jou weg. En dan as jy wegtrek, die noord wat wegtrek, dan maak dit hierdie weer 'n suid, dat hulle mekaar weer aantrek. En dan stoot jy dit in, of maak dit weer noord, suid, die hele tyd. So, jou regterhand solenoïdreël gaan so, en dit maak dat die rigting van die stroom verander. Okay, so dit het dan gelei tot Faraday se wet van elektromagnetiese induksie. Dit sê vir jou die grootte van die geïnduseerde EMK is direk evenredig aan die tempo van verandering van die magnetiese vloedkoppeling met die stroombaan. Dit was 'n definisie wat jy laas jaar geleer het. Sê, hoe groter die wals is wat jy wil hê, hoe meer moet jy hom beweeg of hoe vinniger moet jy hom beweeg. Okay, die rigting van die stroom het ek nou net vir jou gesê, is as jy die noord daar indruk, dan maak dit 'n noord, en as jy die noord daar wegvat, dan maak dit 'n suid. Sjap, julle onthou dit? Okay, goed, nou gaan ons kyk na generators. Wat doen generators? Generators is 'n toestel wat meganiese energie omskakel na elektriese energie. So jy begin met beweging en hy skakel dit om na elektrisiteit. Okay, en hier gaan ons dan nou gebruik Fleming se regterhandreël. So net gehad, Fleming se linkerhandreël. Nou gaan ons hê Fleming se regterhandreël en die vingers beteken presies dieselfde goed. Presies dieselfde goed. Jy moet net mooi kop hou. Wanneer gebruik jy wat? Okay, nou kom ons dink gou. Wat is makliker? Ek wil net sien, wie is links in die klas? Nee, julle jong. Nee, is nie. Okay, so vir julle 3 gaan hierdie die sin maak nie. Maar vir reghandige mense gaan hierdie sin maak. So julle moet net reg staan. Okay?
wat is makliker in my lewe om elektrisiteit te kry? Sê net maar ek soek, ek wil nou net nie my voeters hier afskakel nie. Sê net maar ek soek elektrisiteit, is dit vir my maklik om 'n knoppie te druk? Of is dit makliker om 'n generator so te doen? Wat is makliker? Definitief knoppie. Okay. So, vir ons mense wat regshandig is, watter hand is jou sterker hand? Jou regterhand. So jy moet die generator met jou regterhand staan. Linkerhand, swakker hand kan ek gebruik vir 'n knoppie. Okay. So elektriese motor, linkerhand, generator, regterhand. Julle met julle eie storie opmaak. Of dink regs. Okay. So, hoe verskil 'n generator van die elektriese motor? Daar is nie te groot verskille nie. Okay, so as jy hierso kyk, dan sien jy weer jou twee konkaaf magnete. Jy sien weer jou spoel. Jy sien weer jou skag. Maar jy sien nie 'n batterytjie nie. Jy sien nie 'n eksterne stroom nie, want jy begin nie met 'n battery nie. So die heel eerste ding, as hulle vir jou 'n prentjie gee en jy wil weet watter hand moet ek gebruik, is dit 'n motor, is dit 'n generator, soek vir die battery. As daar nie 'n battery is nie, dan is dit 'n generator. Okay. So jy kan sien hier's nie 'n battery nie, wat hier wel is 'n galvanometer. En 'n galvanometer is 'n metertjie wat positief en negatief kan gaan. So dis nie soos ons ammeter en voltmeters wat ek het wat net tot by 0 kan gaan en hy kan nie verder gaan nie. Hy kan negatief, positief gaan. Galvanometer. Dan, okay, so jy het alles daar dieselfde en dan het hier is jou borseltjies weer soos by die vorige een, maar dan het jy hier twee aparte sleepringe. So nie, daar's Engels, jy het twee aparte sleepringe. Twee aparte sleepringe. So wat was die vorige ene gewees wat so twee halwe sirkels was? Dit was 'n splitring kommutator. Splitring kommutator en hierdie is twee aparte sleepringe. Okay, goed. So hulle sê vir jou wat jy alles hierso het, twee aparte sleepringe, bla 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 bla. Nou sê ek vir jou hierso of 'n splitring kommutator en ek beloof ek sal terugkom na hierdie. Hierdie ofwe sal ek nou toe terugkom. Okay, nou hoe werk hierdie besigheid? Daar's hy. Okay, nou weer eens ek weet, ek het klaar pyltjies hier in, maar kom ons kyk gou. Jy moet jou hand uithaal, wat se hand haal jy uit? Regs. Okay. Nou, met 'n generator begin jy met 'n draai of begin jy met 'n stroom? Jy begin met 'n draai. Okay. So hierso wys hulle vir jou, jy draai hom anti-kloks gewys. Okay? So jy kan nou of gedeelte kies AB of CD, ek dink ons kleer ingekleurde deelte kies ons. Jou duim is jou rigting. Op, nageduim. Op. Jou wysvinger wys, sy, so in hierdie gedeelte, ek is nou daar, in hierdie gedeelte gaan jy stroom van A na B. Is julle met my? Okay. Nou moet ons stroom volg. Hier gaan ons. A na B, raak aan hierdie sirkel gaan daar uit, gaan deur die galvanometer, gaan deur hierdie sleepring, deur daai ding soontoe. So hierdie ding gaan deur, hy raak nie aan hierdie sirkel nie. Hy raak nie aan hierdie ring nie. Hy gaan deur die ring hierdie kant toe uit. Okay, so hy gaan weer gaan, ons het gesê hy gaan hier, so die stroom gaan daar, so. Is julle met my? Ja? En toe wys dit op die galvanometer, wys hy daai kant toe. Okay, so ons het hom hier, nou draai jy hom op tot bo, so hy was hier, nou draai jy hom op tot bo. Hierbo is die twee magneetvelde parallel met mekaar. So geen of min interaksie. So wat maak dat hy aanhou draai? Jy maak hom aanhou draai. So in daai gedeelte, ek gaan vir jou hierso wys, of sê hierso, die spoel roteer totdat hy vertikaal is. Op daardie oomblik stop die stroom se vloei, soos wat die kante A, B en C D parallel beweeg met die magneetveld. So vir daai een oomblik wat hy daar is
is die lesing op die halfvanometer 0. So hierso was hy 'n maksimum, 'n negatiewe maksimum, hierso is hy 0, en nou draai jy hom aan totdat hy hierso is. Kyk, so jy is besig om hom te draai met jou regterhand. Kom ons kyk gou die rigting van die stroom. Ons is nog steeds by gedeelte AB, ons nog steeds met ons regterhand. Kyk, hy word afgedruk. Al uit julle hande. Hy wys uit. So wat is die rigting van die stroom? Van B na A. Stem julle saam met my? Kyk. Kan julle hom sien? Van B na A. So van B na A, kom ons volg hom net gou vinnig. Daar gaan hy, die onderdeur, daardeur, oepsie, soos was hier. En nou gaan hy in daardie rigting. Kyk gou mooi as jy die prentjie daarbo kyk, was hy nou net in die ander rigting gewees. Sê weer? Ons hierdie ding druk ons af. Ons het gekyk na hierdie segment. Okay, ons sal sien ek julle môre. Ja, sal